Ek weet dit klink cliché, maar ons volgende gas het geen bekendstelling nodig nie, want sy is na my mening 'n top-uitvoerproduk waarop Suid-Afrika opreg trots kan wees. Van krappies en kreefies tot bly, dit is al byna 30 jaar. Nadine deel vanoggend haar splinternuwe musiekvideo eksklusief hier by Goeiemôre Good Morning, maar ons gaan nou eers 'n bietjie kuier. So hartlik welkom. Uiteindelik het ek die geleentheid om met jou te kan gesels. Dankie Elsa, arme Pieta, sy uit met 'n swaar gesig. Hier so is ons nou. Dit is 'n groot voorreg, is 'n groot lekkerte om saam met jou te kuier. Gewoonlik van die stel af, maar vandag op kamera. Ek is baie bly. Luister, ek het vir jou ietsie saamgebring. Ja. Ek gaan hom nou vir jou so moet oorskuif. Mag ek dit oopmaak? Jy moet hom dadelik oopmaak want net sien. Kom ons kyk. Jy's die een celebrity wow. wat nou al die meeste op hierdie program was. Daar word daaroor gespot. Nog nooit het ons oor Nadine se persoonlike dinge gesels nie. Dit was altyd oor iets anders. Baie dankie. Jy is nou amptelik 'n Goeiemôre Good Morning VIP. 'n BBP. Baie dankie. Dis 'n groot voorreg vir my. Nou ja, ek dink ek wil begin deur te sê, jy weet, as ek nou terugdink, ek meen jy weet dit seker nou nog steeds nie in die tyd nie, maar ek is actually 'n aanhanger. Dankie. En ek onthou my kindertyd en 'n mens het saam met jou groot geword, as 'n mens dit so kan stel. Wat beteken dit vir jou om te weet dat jy deel was vir so lank van soveel mense se lewens? Ek dink dis die hoofrede hoekom ek dit nog steeds doen. Regtig, ek dink dit is die rede hoekom ek nog steeds sing, is die wete dat daar mense deel was van my lewe, van my grootwordjare, my skoeijare, my sluipjare, van 'n dogtertjie na 'n tiener na vrou wees toe. En die feit dat ek self 'n aanhanger is van musiek en van kunstenaars, laat my baie bevoorreg voel om te dink dat ek ook daai rol in ander mense se lewens kan hê. Ja, en dit is so mooi gestel. Nou ek is seker daarvan dit is ook uitdagend. Dit is 'n uitdagende bedryf. En vir iemand wat nou al, ek het nou genoem, byna 30 jaar, jy is besig met die 30ste jaar. En dit is 'n reuse mylpaal om te bereik, maar ek kan dink dat dit moeilik moet wees om die hele tyd so in die kollig ook te moet wees. So, hoe beskerm jy jouself? Ek dink die belangrikste vir my was nog altyd ek is baie versigtig om nie te veel te maak van my lewe nie. Weet ek word nooit wakker en dink my planne vir vandag moet nou op sosiale media wees van die hele wêreld stel belang. Ek dink dit is wat my so bietjie gegrond hou in my lewe en my so bietjie meer na die normale kant toe laat neig. Ek dink die feit dat ek besef ek is menslik, ons almal maak foute, ons almal het partykeer verkeerde oordeel, en ek dink dit is belangrik om vas te hou aan wie jy is. So vir my is daar altyd hierdie balans. En baie keer voel mense kolleges op jou en as jy ietsie kleins verkeerd doen, daar's negatiewe kommentaar kom ons op sosiale media vir wat se rede ook al. Dan voel jy half dit gaan eintlik net oor jou, maar wanneer jy 'n trekkie terug gee, dan sien jy maar daar's soveel mense in die wêreld op dieselfde tyd wat eintlik jy presies dieselfde drama gaan as jy. En ek dink dit herinner jou aan jou menslikheid. En dit is ware mense dink ek ook so kan vereenselwig. Nou die belangrikste vraag vanoggend, kom ons gesels oor die liefde in jou lewe. Daar gaan nou 'n foto verskyn. Jakkals. Net so Jackson, ja. Rarig. Daar was nou 'n wille raaiskoot van my kant af. Ek is my ou dierbare ding. Gisteroggend vir die heel eerste keer het hy wakker geword met hare wat meer deur mekaar is as myne. So ek het hom gesê, sy naam is uiteraard Jackson, maar ek noem hom sommer Jakkals. En weet jy wat is so snaaks, net gistermiddag trek aan nuwe huurders in die buurt in die kompleks. En ek gaan stel myself voor en sê hallo en baie welkom. Ek hoop julle geniet julle tyd in die kompleks. Mense sal dink ek besit die plek of ek is die chairman of iets. Maar nietemin ek sê te vir hulle hoorie, sommer weet nie daar's 'n grys kat. Julle gaan hom nie baie sien nie, maar as julle hom sien, ignoreer hom. En toe hoor ek nee, maar hy kuier al hoofstukke by hierdie nuwe trekkers. So jy sal nooit weet wat gebeur agter jou rug met hulle nie, hoor. Nee, 'n mens kan net nie wen nie en ek sien jy sukkel ook. Jy weet om net seker te maak dat daar wel na die kamera toe gekyk word wanneer daar 'n foto geneem word. Ja, dit is 'n verskriklike uitdaging, maar ek moet vir jou sê, kyk, ek is nou nie 'n mamma van kinders nie. En vroeër die jaar is my een kat toe nou oorlede. So dit was vir my baie swaar na 14 jaar om hierdie kat te groet, net om te weet van hoeveel hoofstukke sy deel was van my lewe. En ja, ek dink mense weet al ek is 'n groot diereliefhebber. So ek sal altyd 'n ekstra myl stap vir iets wat 'n kat, 'n hond, 'n perd is en of dit nou myne is al dan nie. Dan wil ek ook uitkom by jou ouma.
Ja. Ek het haar gister gebel en vir haar gevra of sy nie wil kom saam kuier nie. Sy is ongelukkig op die oomblik in die Vrystaat. Ja. Maar ek bedoel, dit is ook iemand wat baie na in jou hart is, net Absoluut. soos jou ma. Ek dink julle is nogal al 3 baie na Ja, mekaar. ja, ons is. En jou ouma is ook, ek skryf ook dikwels liedjies. Ja, ouma is 'n baie goeie skrywer. Ek glo altyd die Here se hand oor ons almal se lewens is groot. Ek dink genade is 'n groot ding. Ek het gister weer 'n video gekyk wat iemand dit so mooi uiteensit hoe ons eintlik genade nooit kan verdien nie. Ons ontvang dit, maar ons kan dit nooit verdien nie. En die Vader het goed geweet die dag hoeveel hy my sou seën om my gebore te laat word in hierdie bloedlyn waarin ek gebore is. So ouma het hierdie talent gekry die dag toe sy gebore is met sy hand oor haar lewe dat sy met woorde kan toer. So ek sê altyd in een van my liedjies Tikkie se koffie skryf sy oor Valkrans, die plaas van dekades gelede waar sy was en wanneer hulle gehoop het vir reën, het hulle altyd gebid dat dit sal reën op die grond en toe gaan skryf sy 'n liedjie en sy sê in hierdie teks sê sy toe nou in die lirieke, dis vreugde op Valkrans waar die druppels in die stof dans en my hart sing op die wiele na jou. Nou as iemand so kan skryf en so kan toer met woorde, dan dryf dit my tot trane. So ek wens ek kon al my ouma se liedjies opneem. Sy het nou weer 'n diamant van 'n liedjie geskryf en toe sê sy maar my kind, praat bietjie met Rico snel. Hierdie gaan vir hom baie oulik wees. So Rico, hierso is hy nou, hoor? Hier is hy. Daar het jy dit. Nou ons gaan nou verder gesels. Ek wens sy kon hier saam met ons kuier vanoggend. Maar ons is nog lank nie klaar nie. Ons moet nog uitkom by daai video. Ja. So bly gerus ingeskakel want net hierna kyk ons eksklusief na Nadine se splinternuwe musiekvideo vir haar enkelsnit Bly. Is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ek hoop jy kuier saam met 'n heerlike koppie koffie in die hand.